saam met want dit kom uit ons hart uit. Here, dit ons vergeer. En nou het ons bewaar, ons is nou in 'n tuin, ons is nou so 'n soort van 'n voorlopige paradys. En die Here sê, my kind, jy nou waar. Hierdie tuin dat ek jou gee, moet jy nou bewerk en bewaar. Jou hart is soos 'n paradys waarin ek jou kan wandel. En in hierdie paradys, daar is vryheid. En hy wat in my hoor, is groter as hy wat in die kingdom oploop. Wat met my wil vandag kommenteer, is dit so, maar is die waarheid, die voormaak jou, dit is die waarheid. Jy hou jou met die woord, die Here het so gesê. Nou ja, hy wat het genoeg, dankie Here Jesus, dankie ons weerens heilige oomblikke, dankie dat die genade oor ons groot is en die verligte sommer ons verstand. Dat ons verder kan verstaan en dat ons ook verder kan ontleer al die leens wat ons vir jare vastgehou het. En dan is daar nou nog 'n leem, Here, wat in hierdie sessie wil breek. Dat ons nog vryer kan kom en soos die arend rustig kan sit en wag op God se ding. Ons gaan nie teleurgesteld wees nie. Ons gaan nie beskaamd staan nie. U Here het vir ons lief met 'n ewige liefde. En ons blydskap dat U is volkome, want U is ons blydskap. Ons vrede, U is ons vrede. Hoe alles, U is ons liefde. Niemand het God nog ooit gesien nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons. En het sy liefde in ons volmaak geword. Dankie Here vir my broers en susters. Dankie vir die kosbare oomblikke. Ons aanbid U, ons prys U. Amen. Amen. En nou, in die woord van die Here staan 'n wonderlike skrif. En ek wil graag vir jou nou verder toelicht oor wat ons gister gepraat het met John en die ook al van Christus en myself oor die hemelse gids. Die Here Jesus noem hom 'n trooster. Die Engels is present mooi, counselor, die een wat vir jou gaan bedien, wat vir jou gaan lei. En Jesus sê, ek sal die Vader bid, en hy sê julle 'n ander trooster gee. Jesus was nou die een wat by hulle was, nou hoor hy van weg, en ons harte bedroef, en hy sê nie, maar moet nou nie ontsteld wees, jy laat jou hart nou nie ontsteld wees nie. Ek moet gaan, sodat hy kan kom, want ek kan net hier in Galilea wees, of ek kan net in Jerusalem wees, maar ek wil graag oor die aarde wees. Ek wil graag by al my kinders wees, en om by al my kinders te kan wees, om sondags te oortuig moet ek nou gaan, want dan kom ek terug, soos die wind wat waai waar hy wil. Dan beweeg ek waar ek wil, soos die wind, o vriende, nou sê hy, ek sal julle trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid, so dit sluit nou in vandag, die 1 September, né? Ja, tweede. Die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie, en nie ken. Maar julle, ken hom. Hy, kan ek die Heilige Gees ken? Ja, baie intiem, baie persoonlik. Hy is jou beste vriend. As jy hom eer, gaan hy jou eer. As jy hom verhoog, gaan hy jou verhoog. As jy hom verloor, gaan jy skade lê. Want jy sien my vriend, sy blydskap is nou my blydskap. En as ek hom bedroef het, dan word ek 'n toneelspeler as ek blydskap betoon, want as ek nie echt. Want hoe kan ek nou bly wees as hy nou in my bedroef is? Jy sien? Nou sê hy, maar julle ken hom. Hoe kan hom ken? Luister mooi. Omdat hy by julle bly, en hy sal in julle sal wees. Amen. In my, o Jesus, ek die onwaardige, Jesus die in my. Soms voel ek so onwaardig, soms is ek in Romeine 7, dit wat ek haat te doen, maar dit kanselleer nie die feit. Hy wys vir my. Hier binnekant. Nou vriende, ons moet nou leer om hom te vertrou. Die Here sê nog verder vir ons. Verder sê hy vir ons,
deur sy kind Johannes. Hy noem dit 'n salwing, wanneer hy in my inkom, dan noem hy dit 'n salwing, wat julle van hom ontvang het, bly in julle, 1 Johannes 2, vers 27. Ek het hom ontvang, hy's in my, en julle het nie nodig dat iemand julle leer, dat ek en julle nog nooit weer kamp te kom. Maar sê dat dit gebeur dat jy nooit weer kamp te kom, sê dat dit gebeur nou dat jy nooit weer in 'n kerk kan kom. Sê nie jy word nou, 'n boer daar in 'n Makwa stel jou aan oor so 500 skape. En jy's nou skaapwagter met jou vrou daar, en dis 300 km van die naaste dorp en daar's jy gevoel. En wat maak jy nou Sondag? Daar's ook hier 'n radio in Makwaland of 'n radio waar jy kan luister. My vriende, ek dink dis dan die beste plek. Want Paulus het dit gedoen. Hy het so ver weg van die kerk, hy het vir 3 jaar lang, het hy ver te gaan sit. Niemand het hom gepreek nie. En daar het Jesus sy persoonlike leermeester geword. Hoe het hy dan daar wegkom? Toe hy daar wegkom, kon niemand ook keer. Ek en Marie, ons gaan elke jaar na plaas toe, die plaas dan is mooi bly. Die boer het selfs kan daar kom bly, daar is net 'n huis. As die krag nie, maar as 3 skaapwagters. Nie een Adam, nie ou Adam van die paradys nie, die ander Adam, die Adam, die Adam. Ons het dan gaan leer van daai Adam. Is ek my congregaas, maar ek sê hierdie is die skaapkraal. Sy is by Adam, dan staan daar by die bokke, daar by die skape, en hoe word die lammertjies gevoer, en Adam leer vir ons lesse. Ek sit hier na dit af, Here, ek wens ek het aan die mikrofoon om hierdie Adam, sy lesse wat in die natuur geleer verander te kan vertel. Nou daarom, die Heilige Gees is nie beperk nie, en hy, soos hy nou vir my leer, hy sê, julle gaan alles leer, soos dit waar geen leer nie, en soos die julle geleer het, moet julle in bly. Bly net by. Die Heilige Gees sê so. Nou pas op nou net, jy moet die Gees sê vir my so. My broer, die Gees sê vir my so. Nee, los daai stelling nie my. Gaan doen sonder die ding. Dis baie beter. Want hy ding wat ons onder mekaar het, die Gees sê vir my so. Die Gees sê vir my so. Word later net 'n trekkerig. Amen. Verstaan? Want dit is nie doen dit. Verstaan? Ja. Nou, leer om met hom te praat oor alles. Ons het baie goed vanmorgen oor vra ons aan. Vra hom, Heilige Gees, wat moet dit maak oor my huwelik? Daar's 'n punt gegaan. Wat moet dit maak? En jy wacht op. 'n gedagte kom in jou hart. 'n eenvoudige gedagte, so eenvoudig dat jy dit amper nie kan glo. Nee. Soos ek eendag ek sit daar bid, ewe grond, Vrydagmiddag onthou ek as lamp gehad. Dan sê dit nie meer wat ek doen. Heilige Gees sê my, wat bid jy so? Gaan na jou vrou toe, gaan was jy skaam doen. Hoe was dan skaam gewees? Ja. Verstaan? Ja. Hy leer jou om stiptelik te gehoorsaam. Hierdie ou punt wat soms lang, maar ek verwonder met die Heilige Gees. Dat hy 'n mens so kan vat, dat dit sterk onmoontlik te leer. En uiteindelik snap ek dit. Uiteindelik verstaan my Here. Die Heilige Gees sê vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie waar. By daardie waar. Daar hardloop hy. Hy weet dis die waar, verstaan nie. Hy redeneer nie maar wat moet by waar gemaak. Hy vra nie. Hy gehoorsaam. En toe hy daar kom, toe weet hy. Ek vra vir die Here, nou eendag, Here, maar ek moet oor daai groep mense gaan preek. Here, maar wat moet ek sê? En die Here sê, ek gaan af na die potterbakkershuis daar in leer. Ek gee alles vertel daar. My een stap ek toe my Here, weer in die week. Ek en my vrou weer op pad nie toe. Ons deur het ons te geroep baie gedeelde. Ek vra oor Here nou. Ek moet nog openbaring doen. En die Here gee my teks, gaan af na die potterbakkershuis toe. Gaan eers in die week, ek sê die boodskap daar gee. En jaar na jaar sy daar kom, het ek die boodskap. Verstaan? Hy word maar hier, dis is 'n eiertjie, wat die duif nou opsit. Die duif broei, maar die tyd kom jy. En ons, dat dink ek baie haastig. Hoe lang sit die duif op eier? 2 dae? 3 dae? Hoe lang? 4 weke. Ek daarom nie daarmee toe. En dan is dit 2 weke. 2 weke kom hy eiertjie. Dan hele daar skrifgies wat die Here vir 'n mens gee. Jy hoor hom oor die radio, of jy hoor hom van die brandslag, of jy hoor hom hier. Daai teks is ready. En as die Heilige Gees besig, daai teks
moet jou waarheid word in my. Ek moet van hier na hier kom en dat word dit 'n lewensgewoonte. Hy dan leef hy nou so. Nou broei die Heilige Gees oor daai eiertjie in my hart. En op 'n dag, dat is dit liewe dag. Dis te wonderlik. Dis te kosbaar. So onthou dit. Nou is daar 'n ander waarheid. En dit is nou die wat ons almal ken. Ons ken hierdie waarheid. Van ons kampeerders wat al amper hier was sal weet. Daar kom nou 'n toets, né? Daar kom nou 'n toets. Daar toe hy opklim uit die water, dus Jesus sien uit die hemel en skeer in die Gees soos 'n duif daarop om neer. En daar het 'n stem uit die hemel gekom, eers my geliefde seun in wie ek wel behaag. En dadelik het die Gees hom uitgedryf, weggevat in die woestyn. Waar hy 40 dae, 40 nagte versoek is. Nou God het dit vir jou gedoen, maar die duiwel sien dit ook raak, want die duiwel graag daai ding op die proef stel. Nou sê Jakobus, salig is julle my broers en susters, as julle in al die versoekinge val. As jy die toets deurstaan, die Here laat toe dat dit wat God aan my doen, beproef moet word, getoets moet word. Jesus sê vir Simon, kyk die Satan het weer verleer. Die vertaling beteken, Satan het toestemming gekry om jou te sit, soos 'n mens koring sit, sodat die kaf van die koring in jou geskei kan word. Petrus, jy het nou net gesê, as almal die verlang, ek is mos die vyfere boy. Ek is gewillig om self saam met te sterwe. Nou maar wacht, Petrus, kom ons kyk nou. Die Vader het 'n toestemming gegee om jou woorde op die proef te stel. Daarom my broers en susters, luister, laat julle woorde min wees. Want God is in die hemel en jy is op aarde. Laat julle woorde wees, soos woorde van God. Ek het baie keer 'n ding gesê, en weet ek van hierdie ding, binnekort gaan ek van my vasloop in 'n toets. Amen. In 'n toets. Ja, Simon, Satan het hier probeer, het toestemming gekry om julle soos koring te sit, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, moet jou broers versterk. Bekeerd, is dat snaps dit? Ek nou die dag van die Here gesê, so ek nie terug, Here, na wie toe sal ons gaan, hier die woorde van die ewige lewe. Ek nou daar nie terug vir die Here gesê, eers die seun van God. Wanneer jy bekeer is, nou onthou julle ons wat het gebeur. Hoe lang getoets het daar by die vuur, en Jezus daar binnen nog. Hy het die toets nie geslaag nie, en Jezus kyk om sy Lukas, en toe Jezus omkyk na die derde nog, sê ek ken hom nie. En Peter is uitgegaan en dit, geween. En toe kom sy broers gestaan, maar ek het daarna, van die 3000, want toe, sê die Here vir hom in Mattheus 16, Petrus, ek gee aan jou die sleutels van die koninkryk. Die sleutels van die koninkryk. Ja, wat beteken dit? Dis onsaglik, dis te kosbaar. Want 'n weergebore mens het 'n sleutel. 'n weergebore mens het 'n sleutel. En hoorie, die slotte wat jy moet gaan opsluit, is ou geroeste slotte. Party, my vrou is nou dag by 'n vrou. In die hospitaal en daai vrou vertel vir haar hoe haar moeder 100 jaar oud, die Here Jesus nog steeds verwerk. En net daarna word sy siek, en net daarna neem sy die Here Jesus aan. So haar dogter vertel, daar die ou geroeste hartskot. En die dogter vertel vir haar, en die moeder se hart gaan open en dink. Ja, 8 uur is die boodskap voor 10 uur vir haar Here. Oor 100 jaar wag die Here vir die ou geroeste slotte. Nou in ons, op die plase, die dorpies oral, is geroeste slotte. En dit kan jy nie sommer opsluit. Jy het die sleutel, maar jy het olie nodig. Jy het olie nodig. En jy moet maar 'n bietjie olie gooi. Daar op die, baie manne weet van breakjuice mos, ons breakfruit, gooi sommer dit op. En dan vat dit lang. Nou die Heilige Gees in my, die salwing, hy gee my die boodskap, ek het die opgewondenheid, die Here wil met my praat. Nou voor ons, nou dit gaan opvoer, of ek julle bietjie verduidelik, wil ek net vir julle iets vertel, van wat vanmorgen in die hart kom. Die sleutels, Jesus sê vir Petrus, wees dit mooi, hy sê vir hom, in Mattheus 16, die woorde, jy is Petrus, op hierdie rots, wat 'n rots? Die rots, die feit dat Petrus gesê het, jy is die Christus,
Christus is die rots, die seun van die lewende God. Wat beteken jy het openbaring gekry van my Vader vir jou vertel wie ek is. Wie ek is. Op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. 'n man en 'n vrou wat openbaring het van wie Jesus is, die poorte van die hel kan hulle ontdeel. Gaan kyk na Handelinge. Ons sal nie sterwe, maar stil sal ons nie. Skyn. Ek sal jou die sleutels van die koninkryk gee, en wat jy op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonden wees. Wat jy op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonden wees. Nou dit gaan nie vir my oor daai teksie nou nie, dit gaan oor die feit, hy die sleutels gekry en op Pinksterdag besluit die 3000 dae doen. Die Heilige Gees deur hom. Die Heilige Gees deur hom. Jy sal krag ontvang. Jy sal my getuies wees. Jy sal krag ontvang. Maar iets wat ons nou moet vanmôre vir mekaar sê is, ons het baie jare het ons nou stilgestaan oor daardie, jy sal krag ontvang, en dan Lukas 1, waar dit geweldig klem laat val word, op julle sal my getuies wees. Maar ek wil vir julle net lees, wat staan in hoofstuk Lukas 1, 8 en Handelinge 1, vanaf vers 1. Die eerste verhaal van Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels by stil bykom, wat hy verkies het, deur die Heilige Gees, bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende die 40 dae voor hy opgevaar het, aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En jy met iemand gepraat met die koninkryk van God. Of praat jy oor jou kerk? Praat jy oor jou genootskap? Oor die dinge van die koninkryk? Jezus het meer as 100 maal na sy koninkryk verwys, net 2 maal na sy gemeente. Sy koninkryk. Die boek Handelinge sluit af, luister nou. Die boek Handelinge sluit af met die woorde. Baie aanbring. Luister nou. En Paulus het 2 volle jare in sy eie gehuurde huis gebly. En almal ontvang wat aan gekom het. Die laaste versie in Handelinge. En terwyl hy die koninkryk van God gepreek en onderrig gegee aangaande die Here Jesus Christus, met volle vrymoedigheid, sonder enige verhindering, daar klein Handelinge af. Wat verkondig jy? Jou kerk? Nou, my gids gaan vir my nou verras. My gids in my. Ek is op pad na die kerk waar ek aanbid het. Ek was 'n baptiste predikant. Hou die dag om daaroor te praat nie, want dit is nie meer van belang. En terwyl ek stap, moes ek by Oka verbystap om agter by die kerk te kom. En net ook daar verbystap, hoor ek die Here gesê. En die Here sê vir my, is jy gewillig om my koninkryk te verkondig en 'n opdrag om jou baptiste kerk te verkondig? En met een snap ek dit. Met een snap ek dit. En ek sê, ja, ek verstaan dit. En rukkie daarna word ek uitgenooi om na Lesotho te gaan. En ek het ook 'n konferensie daar van seniorlinge in die Melodieberge. En ek sê vir 'n vroukie wat 'n rekenaar het daai jare, oudtydse rekenaar. Ek sê gaan die Bybelste op daai rekenaar. Dit skryf tik in koninkryk, nadat jy die rekenaar vir my wys, hoeveel keer staan dit in die Bybel. En sy druk dit Nuwe Testament. En daar het ek al die papiere sê, ek sê vir maak my kopieë. 40 kopieë van hierdie woord koninkryk. En ek vat 40 kopieë want daar's 40 sendlinge daar. En dan kom daar allemaal besoekte manne. En ek lees die woorde van die koninkryk en ek vertel vir hulle, is dit nie die boodskap nie? Nou die meeste van die broers was assembly broers. En met een spring een op en hy sê, Melody, please stop. En ek stop en hy sê, I want to pray. En hy doen belydenis. En sy trane loop en hy sê, Jesus vergewe my. Vir al die jare het ek in hierdie kerk, in hierdie berge nou net die assemblies verkondig. Ek het nooit geweet, ek moet die koninkryk verkondig. Maar toe sy belydenis kom die ander manne. En hulle begin bely, en ek bely ook sommer saam. Toe bely saam. En toe begin die Here vir my hierdie ding te wys. Gaan en verkondig vir my as die koning en die koninkryk, en so sal ek my gemeente bou. En toe wys die Here vir my, ek sal self die mure en die geboue als afbreek. Als afbreek. Nou is het verstom, omdat afgelopen 12 jaar verkeer. Ek het daar is nie tyd om dit vir julle te vertel.
Maar wie julle dit snap? Voorheen was dit was dan my geloofsbetuiging. Dis my geloofsbetuiging. Ek is 170. Ja, wat is dit? Millimeters, nee, wat wil ek sê? Dis my lengte. Dis my oortuiging. Sien? Dan kom ek weer met kom maar ek kom met jou praat. Terwyl ek met hom praat, weet ek kom. Dit was jammer my broer, maar ons kan nie vat, jy is 'n ander boodskap. Ons kan nie vat, ek wens ek kon saam met jou gebid het, want ek is oortuig, Jesus sê, jy verstaan? Dan kom na ander broer, ek het net op dit hy naam gehoord, my broer kom nie, dankie. Sien, jy moet ook verstaan wat ons sê, nee? So ek wens ek met my kind, maar wat gaan ek met die broer maak? Jy sien, hy is hopeloos langer as hy. Hy is nou 'n ander genootskap. Nou is 'n bietjie oor om mee te kom. En nou voel ek minder waardig, want hy is groter in sy genootskap. Weeroor ek gesikkel, as predikant minder waardig. Weeroor ander genootskap is 'n man. Gealbangste broers wat dood as hy man. Halleluja, en dan staan ek onder, dat is my mond toe. Tot ek verstaan my broer? So het ons mekaar geleer. Nou kan ons verder gaan, maar daar moet ons verder gaan, want die kamp is daar word gedeel. Swart en wit en bruin en moet ons mekaar gemeet en die dierbare Heilige Gees. Nou is daar 'n skat in die broer. 'n Skat. Nee, ek moet 'n skat hê. Want ek weet hom. Binne hom is 'n rykdom wat ek nie sonder kan klaarkom. En so het ons arm geword. Daar in jou dorpie, in jou stad, waar jy ook al is, op die plaas, is 'n skat. Maar jy wil dit nie hê nie, want jy het 'n maatbaar. En jou pastoor en jou priester sê nog altyd jou. Onthou, al die ander sê dus. Praat ek iemand? Ja. Dankie. Ek weet jy wel. Ja, en verstaan jy? Wat het ons aangevang? Sien? Nou is daar iets wat prachtig is, wat ek maar achterkom die afgelope tyd. Ek is so opgewonde oor hierdie teks. Ek het het verlede week persoonlik ervaar. Maar al denk gegaan en oorlog gepreek, en die Here het saamgewerk, en die woord bevestig deur die tekens wat daar gevolg het. Markus 16:20. Toe die koninkryk begin verkondig, toe sien ek, Here, hoe gaan ons werk? Hoe gaan ons werk? Toe bedien broers my, deur middel van gawes wat die Heilige Gees gegee, met die vogel wat nuttig is, hy rus ons toe, en laat om die vloei. Kan jy nou indink as ons toe gaan begin, en ons gaan toe begin. Die NG boeties, of die VGK boeties, en die Pinkster boeties, kom nou by mekaar met eens. Laat ons toe dat die Gees ons bedien. Op ons knieën begin. Nou kom ons illustreer dit. Ek het nou die sleuteltjies, julle nou maar onder die illustrasie van hierdie morgen voldoen nou nie aan alles wat in ons hart is, maar ons gaan ons broers by die slot kom as 'n bietjie van dit. Die broers by die susters met die skepel. Ek staan by hulle se broers, so. En ander broers staan jy daar vir hulle bereik. Julle verstaan maar, ek kom by daai actief pilaar gehad. En die broers en susters met die sleuteltjies. Die sleuteltjies kom as 'n daar staan nie vir daar. Hou jy my slot en ons wat op? Hier is die mens. Nou wat nou hier? Here dan nou weer hierdie manier vir ons illustreer. Die wonder. Petrus, ek gee vir die sleutel. Hou jy die sleutels op? Daar is die sleutels. Sê maar vir my, wat stel hy sleutel in voor? Die ding van die Gees. Dat vir my moet sê wat ek die sleutel gemaak. Die Gees wat moet sê vir my, ek kan 'n sil oopsluit. Maar ek moet dat die Gees om my lei by daai plek nie te kom, wat ek ook kan oopsluit.
Uit die broer of suster. En my broer, Rodney, hoe staan die twee dinge? Ons twee is die VGK. Ek wil nou nie sê as ek die kram, dan sê ek ja nie. Vertel van my met jou sleutel. Heer, die Heer het wonderlik openbaring aan my gebring. Het in daar worden die VGK en die sleutel. Daar spreek die probleme. En goed op as Here wil met my werk binne die VGK. As gaan brand vir die Heer. Nou wat is die, kom vertel vir ons vandag van haar kant, wat is Here? Wat is die slotpunt? Hartpraat. Ik wil vergeet zo wanneer dat vergeet zo dat wat die beroep hij boek die weer omdat iemand op het pad stier zo te ontmoeten. Ja. Kom, wat is die probleem met die slotpunt? Hoekom is die moeilijk? Wees interesse te probleem. Groot dingen op. Is het ook iets wat ik kan oplossen? Dan wees dat die Here gaan naar iemand om mij wees die wat voor mij kan verlos van uit. Dan Uiteindelijk is er een verzoeking aan mijn leven. Ik mag voor het zo behaal dat er iemand die hieruit komt om het te verlossen in mijn verzoeking. Pieter, ek het 'n geweldige probleem. En hierdie probleem is besig om my te bind. Ek weet nie meer wat om te doen nie. En ek wens dat iemand kan op my pad kom om my daarvan te verlos. Pieter, ek is op my knieën met my probleem. My probleem druk my in die grond. Ek bid dat iemand my sal verlos van jou. dat is die waarheid. Nou God, kan ons dit maar doen? God se crisis. God se crisis is nie daar. God se crisis is hier. Ek en my broer, ons is VGK. Ons is loyaal aan die VGK. Nou weet ons weet klaar, ons plan met die boete, ons ontdek, hy is een VGK. Ja, maar nou kom ons stap hier af. As hierdie broer aan ons genootskap, ek dink die so met hom nooit ons kerk gesê. Ik heb nog nooit gezien. Ja, jammer by. Hierdie sessie, dat sê nie die jammer gewees destijds nie. Maar zij proberen, zij moeten ons verlos. Verlos, ja. Ons kan daar nie help. Ja, wat sal dit doen? Ik was eerst naar de kom. Jy het nog daar van ons loyaal is met VGK, hè? Dat was maar hij broer. Hier is het broer wat de Heer aan het doen. Nou, wat jy gaan doen? Maar vertel van dan, wat die Here weer doen. Hier het daar die sleutel aan die doen. Dis baie gekom, jy is altyd van die VGK. Ek het baie groot probleem met dit. Dis waar jy moes lekker sien, die mense moet ons sien, dat is lekker bid. Ja, jy Probeer weer, probeer. Ik heb maar niks my verkeerd. probleem is nie groot vir daardie spek. Ik sta twee keer in al die. Broer, daardie probleem is groot hoor. Ek kan nie op. Maar ek moet weet, ek is verstaan wees, wat het ek wil jou geleer weet. Nee, wat let in my. Ek as predikant is nooit vir jou gesê het. Jy moet net die VGK's by die Heilige Gees wys vir my. Ek moet jou vryspreek vandag. En jy moet bid en loop, soos daardie man Philippus. Amen. Dan gaan die Gees jou lei. En jy mag nie kies nie. Die Heilige Gees sal kies. Wie is die man? Wie sy sleutel, sy slot, jy gaan oopsluit. So vergewe my, dat ek het verkeerd kan hê. Verstaan? Gaan nou met jou slot, met jou sleutel, en hierdie broer, ek gaan vir hom bid, dat iemand van 'n ander genootskap kan loop wat kom. Dit kan 'n assembly wees, dit kan 'n Pinkster wees, wat sy slot van hom oopsluit. Gaan nou en kyk, of jy getuig met jou almal. Hier gaat dus wij op de controle. Hier zie je niet in. Daar staat aan het volgende.
hulle kom. Nou toe kom, dan gaan julle gaan op getuig. Julle gaan op getuig. Want hulle ons verteenwoordig nou al die vennootskappe, hoor. Praat net handen. Asseblief, jou gedoen. Prys die Here. Ja, kan het verstaan? Kan het verstaan? Oké, stel. Draai ze om. Broer, ek is nie net 'n baie groot probleem. En toe ek daar agter gesit het die Here vir my skrif gegee. Psalm 107. Kan nie die vers onthou nie, maar daar staan ek sal my woord stuur en my boodskap vir jou genesing bring. En vir jou red uit die diep kuile. En ek glo vandag dat as daardie woord in jou hart kom, dan gaan jy heeltemal vry. Ek wil vir jou sê, moet nou broer, die tyd is min, die Here op jou spoor, hoor. Kan ek nou iets sê? Dit was nou rentig, Here. Ek het nie geweet, daar sleutel gaan sy slok of sleutel. En sê ek dink sy is assembly, hoor. Hoor jy begin? Sien julle, verstaan julle wat die Here vir ons wil sê? Ek het net besef is 'n gebrekkige illustrasie, maar die illustrasie is dit om my te besef. Die Heilige Gees is nou my gids, hy gaan vir my lei. Hou op om hom te bedroeg en om hier te probeer inkom. Net by jou opgroepie, in jou straatmatte wees dat jy die steek. En weet julle wat? Jou blydskap gaan so groot wees dat jy sal jubel tot in die dag. Ja. My broer, het jou probleem opgelos. God wil niet doen. Dat niet dan. Dank u wel. Ja, ons gaan nou nog ons gaan nou nog geleentheid gee wat getuienis. Maar ek wil net vir julle noem dat wat ons broer vanoggend genoem het is ook op my hart. Een van die mooiste woorde wat die Heilige Gees voortdurend in my lewe sê. Daai en die hoop beskaam die Romeine 5:5. Omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Dit daai vers word omskryf verder. Paulus sê in 2 Korinte 5, die liefde van Christus dring my. Jy sien, dis daai liefde wat my dring met my sleutel. Met my sleutel. Here, wie is die persoon? Here, wie is dit? Jy sien, biddende loop ek. Biddende, ag Here, gee my net daardie voorreg. Weer waarom sê ek dit? Iemand het eendag gesê, as 'n leeu eenmaal 'n mens geëet het, dan soek hy net mense. Nee. En as jy eenmaal gesmaak het, en 'n man se gesig gesien het, en jy jou eenvoudige getuienis gegee het, en jy sien hoe verander sy gesig, hoe verander haar gesig. Here, die blydskap in jou hart, maar nou deel die Heilige Gees sy blydskap met jou. Jy sien waar ons is twee, hy en ek, hy en ek. Waar wil u vandag getuig? Nie waar wil ek vandag getuig? Waar wil u vandag getuig? Nou skep die Here 'n krisis. Die Here skep 'n krisis. Daar in die wingerd en die kombuis. Die Here skep 'n krisis en jy bly trots. En as die wind so 'n bietjie begin afdaal, die meer begin afkom met een se keer voort. En jy gaan na daardie broer of suster toe, of daardie onbekende, en jy begin praat. Hy, dan sy blydskap is my blydskap. En dan, Paulus, die woord sê,
dadelik na sy bekering, het hy Christus in die sinagoge verkondig, en daar staan daai woorde, en hy het al meer krag ontvang. Al meer krag. Toe ontdek ek, my stilte tyd is nie genoeg. Ek kan Bybel lees, ek kan bid, daar kom 'n maagd in my siel. Ek moet laat uitvloei. Nou sê Jesus, so dikwels as wat julle my naam voor mekaar, voor ander bely, so dikwels sal ek jou naam voor my Vader en sy engele bely. Nou wanneer laas het Jesus jou naam bely? Laas toe jy sy naam bely? Nee. En as hy vir my bid, as hoofpriester, wat? Sal daar niks gebeur nie? Nee, verseker, Jesus is trots op jou, as jy sy naam bely, en hy sê vir die Vader, kyk hierso, kyk hier die kind van my hoe bely, kyk hierso, deur lewe, woord en daad bely hy my naam, en onmiddellik stuur die Vader 'n bietjie meer krag, jy word bewus van, meer krag beteken, in 'n sin meer vrymoedigheid, jy het nog meer vrymoedigheid, jy sien, en so begin jy 'n getuie word, vriende, Here, ons is so bly. Ek en broer John staan net daar by die kant, ons sê, Here, dis vir ons 'n nuwe fase. Want eers ons disippelskap waar ons nou regtig iets ontdek ook van die Here. Waar die Here vir ons iets nuuts wys. En julle moet er saamkom vir die volgende kamer. Want ons kom af, dat die Heilige Gees in julle hart en ons hart dieselfde doen. Daar's 'n dors in ons almal se harte. 'n Dors dat ons die Here wil behag. En 'n dors dat ons met ons medemense openlik oor Jesus wil praat. Nee? Nou ja, ek wil niks meer sê nie. Ek wil net sê, gaan in die bed en daag. Niks om te doen. Onmiddellik nie vanavond. Here, vergewe my. Die staan en bedroef die Heilige Gees nie, deur die Here verseël is. Tot die dag van verlossing. Efesiërs 4, bedroef hom nie. Here, ek het nie bedroef. Ek het nou iets gesê, wat ek nooit moes gesê. Selfbeheersing, vra vir die Heilige Gees om jou te leer om nie dinge te sê. Wat jy moet sê. Julle manne, moet dinge sê vir julle vrou, wat vir bedroef moet heers. Bouwe, moet jy afbreek. En sisters, die selfe geld nie meer. Laat die Heilige Gees doen. Dat is goed wat ons kan sê. Maar as ek nodig, vraag eers, julle moet ek dit sê. Moet ek nou my vrou ontstel? Verstaan? Ek kom, en ek is in die motor nou reg op van huis toe. Ek gaan saam bid, by 'n plekkie, woensdagmiddag, en toe ek terug by oor ek die dienst en vrees ek ontstel in die. Dan Here nou vrees. Ek gaan huis toe, en ons sit die eet, ek vertel my vrou nie. En ek sê, Here kan nou ook gemaak. My vrou so ontstel, voor daai en babie, ek prentjie wat hulle vermoor het. So ontstel. Ag Here, ek kom maar nie eers by die dag. Verstaan? Jy word so sensitief. As die woorde, ek struikel liever 100 maal in my desperaatheid om hom te behaag. En dis 'n ander deel, ek sluit daarmee af. Pas op vir die geval, om jou mond te hou, wat jy moes gepraat het. En ene wat broer John gesê het op broer Christus, wanneer laas, ja, broer Christus het genoem, wanneer laas, het iemand om vermaan. Verstaan? Die Heilige Gees in my, hoeveel keer het ek op hierdie punt juist te doen? Toe ons gepraat en vermaan het. Des te meer julle die dag sien naderkom, vermaan mekaar. En jy sal al meer krag ontvang. Ja. Nou ja, ons het niks meer te sê. Jy het jou sleutel nou? Die Heilige Gees weet presies daar waar jy gaan. Vir wie is daai sleutel? Woorde gaan vreugde wees as die eerste slot diep maak. Daai broer se oë vir hulle gesond. Hy sê dat jy weet, hy, nou snap hy. Moenie moedeloos word. Die Heilige Gees het my. Dankie Vader, dankie vir die môre, dankie vir die oomblikke, dis heilige oomblikke. O Jesus, dis die werk is vir u troue Heer, daarom kan dit nimmer meer te gronde gaan. Die gemeente kan nie vernietig word in die poorte van die hel. Genootskappe sal vernietig word, maar nie die kerk van die Here nie. Die weergeborenes, die eerstgeborenes, die wat uit God gebore is, kom by mekaar. En Here, u doen 'n ding voor ons oë. Hier rig 'n kandelaar op, waar ons dit die minste verlang. Dankie dat ons die voorreg het, as 'n klein groepie vanmôre op hierdie berg,
om deel te wees aan die kandelaar wat u vir u oprig in hierdie dag. Jesus, in die heilige naam. Amen. Siempre,